lees saam met my daar, ons het dit laasweek gedoen, 1 Korintiërs 11, vers 26, en dit praat oor die nagmaal, en dis hoekom ek gevra het, ons het na die tyd gaan doen, en hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. En ek weet nie van julle nie, maar ek sit laasweek daar, en Dion praat, en hy sê 'n paar goeters, en dit tref my, en ek is soos, ek weet nie of julle al oor daai fliek Chicken Run gekyk het nie. Dis 'n goeie fliek, ek love daai stop animation goeters. Nou, sorry, dring, 'n bietjie. Hy het so 'n bietjie van 'n aan hom. Dink is my stem. Ek gaan maar so probeer praat. Dis my ore, okay, hoe sê die kinders, is die, ja, in geval. Daar's so dierbare, dowwe hoender in Chicken Run. Elke keer as hulle met haar praat en hulle sê vir haar hierdie meesterplan wat hulle gaan doen en hoe gevaarlik dit gaan wees, dan sit sy daar en brei, dan sê sy, that's nice. That's nice. En ek vind myself baie keer wanneer ek na iemand luister wat vir my preek of ek lees die woord, dan hoor ek 'n ding en dan sê ek like, that's nice. Maar ek dink nie verder as wat dit sê nie, want ek is net van, that's nice. Maar dink ons werklik aan die implikasies van dit wat vir ons gesê word. Want toe hy laasweek sê, jy behoort nie meer aan jouself nie, toe val ek amper van my stoel af. Want dit is iets wat ons al so baie gehoor het, jy hoor dit nie meer nie. En jy sit daar en jy's like, ek behoort nie meer aan myself nie. That's nice. Ek is nou iemand anders se probleem, lyk dit my. Nee, jy behoort nie meer aan jouself nie, maar ons gaan nou by dit uitkom. En hy sê hier, so dikwels so wat ons hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou ons het die probleem van hindsight, verskoon my Engels. Ons ken die storie, so ons kyk terug en ons vang baie van die goeters, maar as iemand hier moes instap en hulle weet niks van hierdie nie, en ons is like, yes, ons verkondig die dood van Jesus Christus, gaan hulle gaan, dis bietjie weird. Hoekom verkondig julle sy dood? Dis bietjie depressing. Gewoonlik praat dood van, hy's dood, hy's oorwin. Hoekom vier hulle nie sy lewe nie? Hoekom proklameer hulle nie sy lewe nie? Hoekom sy dood? Het jy al ooit gedink aan? Ek weet nie, miskien vra ek te veel vrae, ek weet nie, maar julle proklameer, waar is ek nou? Jesus klaar geskryf. Verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So wanneer ons hierdie neem, en dis wat ek wil onthou later na die dood, julle is besig om Jesus Christus se dood te verkondig. Want dit wat ons die afgelope paar weke deur is, verstaan ons dat daai dood was nie net 'n ordinêre, normale dood nie. En daai dood verwys nie net toe hy sy asem uitgeblaas het, dit verwys na die hele proses wat hy deur was namens ons. Nou wil ek begin brag, en ek gaan julle vra om na Kolossense 2 toe te blaai. Kolossense 2 vers 13. En ek herhaal so 'n bietjie van wat ons by ons koninkryk goeders gedoen het, so as jy dit al gehoor het, verdra my asseblief, maar dit is vir my net so amazing, dat wanneer mens dit snap, is dit soos mind blown. Kolossense 2, vers 13, 14 en 15, ek lees vir julle kan saam lees. En julle, dis julle, ons, ek, wat dood was deur die misdade. Kyk vir iemand langs jou en sê, jy was 'n misdadiger. En die onbesnedenheid van julle vlees het hy, God, saam met hom, Jesus, lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Nou daai is 'n mond vol, maar ek wil julle daai selfe versie vir julle uit 'n ander paar vertalings ook lees, maar ons was misdadigers, ek dink meeste van ons weet dit, van ons was
reeks misdadigers, van ons was minder, maar ons almal was misdadigers, en daai misdade is vergewe, en daar was 'n skuldbrief teen elkeen van ons. Nou wat daai skuldbrief was, of dit was die lys van ons oortredinge, of die feit dat ons die wet nie kon onderhou nie, wat dit ook al was, daar was iets wat teen ons was, wat teen ons gewerk het, 'n wettige klag teen my en jou, en Jesus Christus het daai ding uit die pad uitgehaal aan die kruis. Maar vers 15 is waar die amazing ding is. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Nou ek wil dit vir julle lees uit 2 ander vertalings. So julle kan net luister. Een vertaling sê, nadat hy hierdeur die gesagsvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Jy voel sommer slimmer as jy die Afrikaans so lees. Daai triomftog verwys na wat in die antieke tye gebeur het, as 'n weermag, 2 weermagte teen mekaar beklei het en een het verloor. Dan het hulle daai lot wat verloor het as krygsgevangenes gevat. Hulle het hulle klere uitgetrek, naak uitgetrek, en hulle het in die publiek van hulle 'n spektakel gemaak deur hulle deur die dorp te laat paradeer agter die ouens wat hulle oorwin het. Dink net vir 'n oomblik aan. Veronderstel ons beklei nou en ons verloor. Kaal bas word ons in Yorkstraat hier opgeparadeer agter wie ook al ons geklop het. Dis wat hulle gedoen het. 'n Ander vertaling sê dit so. Hy sê, so het die regerders en gesagvoerders, daai vers 15, so het hy die regerders en gesagvoerders ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. En ek lees en ek's like, that's nice. Ek dog nee, man, come on, lees. Deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Wat sê ons, wat vier ons wanneer ons hierdie doen? Sy dood aan die kruis. Deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. En hierdie is nie my oulikheid nie, hierdie is 'n baie oulike Bybelkommentator wat die volgende gesê het. Hy sê die ironie van hierdie is dat dit wat die vyand gedink het, hy doen aan Jesus. Want hy het Jesus uitgetrek, hy was naak gewees toe hulle hom gemartel het. Hy het hom in die publiek 'n bespotting van hom gemaak. Hy moes in die publiek, moes hy sy kruis dra vir almal, dit was 'n vernederende ding. Maar alles wat die vyand gedoen het, hy gedink het, hy doen aan Jesus, deur al daai, was Jesus besig om met hom te doen aan die kruis. Maar jy moet dit hoor, aan die kruis. Daai ding drop eendag vir my en ek is my magtig. Sien, ons verstaan, as 2 vegters in 'n kruit inklim, né? Boks of MMA of wat ek al ons deesdae kyk, wie wen? Die laaste een wat staan. Jesus het gesterf, maar hy het gewen. Dit wat die vyand gedink het hy doen, Jesus het hom in die openbare spektakel van die vyand gemaak. Hy het die owerhede en die magte ontwapen aan die kruis. Terwyl sy hande en sy voete vasgepen was, het hy elke demoniese mag in 'n kopgreep gehad. Hoe magtig moet jy wees dat jy wen deur dood? Ek hoop daai drop by julle aan die kruis. Hy het nie rondgehardloop en jiu-jitsu gedoen nie. Hy het aan die kruis deur sy dood. Dit is hoe magtig daai offer van hom was. Maar soos Henry ook nou sê, hy het nie dood gebly nie. Hy was nie baie lank dood nie. Hy was dood, hy was nie baie lank dood nie. En hy staan uit daai graf uit op. En die Bybel leer vir ons, as die owerhede en die magte geweet het wat sou gebeur het, sou hulle nooit vir Jesus gekruisig het nie. Want dit is 'n plan wat God gehad het, wat die vyand, he didn't see it coming. Hy het nie gedink, lekker, you're gonna die, dis hoe jy my gewen deur te sterf. Dis hoe magtig Jesus Christus is, deur vasgenaalde hande en sy voete oorwin hy die vyand. Deur sy bloed. En dit is hoekom ons sy dood proklameer, verkondig, want sy dood is vir ons versoening.
dit is vir ons vrede, dit is vir ons nuwe lewe. Sy bloed was die middel tot ons versoening met God. Sy bloed was nodig, sodat ek en jy weer by God kon uitkom. En ons het baie oor die bloed gepraat die afgelope tyd. En ek het my eie ervaring met bloed gehad hierdie week. 'n Spinnekop het my gebyt, een of ander tyd laasweek. En dit was actually amazing uitbeelding, want wat begin het as so klein, onskuldige knoppie, so groot as 'n speld, het naderhand begin swel, inflammasie gemaak, en jy kon letterlik sien hoe die gif in die aar begin opbou, want die vel het so rooi geraak waar die gif begin loop het. Nou word die ding al hoe groter, en ek dink, okay, ek moet seker maar gaan ek, nou gee hulle vir my antibiotika. Obviously, antibiotika help nou met die inflammasie, maar toe moes ek nou Vrydag gaan, want die ding staan soos 'n karbonkel hier op my arm, en hulle is like, nee wat, ons moet hom oopmaak. Ek sê, ja, cool, sit daar by ER somme, en nou spuit hulle my met sulke nitrogen goeters, en kan jy dit, nou spuit hulle eers die nurse, want dit is nuwe goeters. Nou spuit sê, ek sê, steek gou daar op haar hand, is net seker maak, nee, en spuit, in elk geval, nou sit ek, nou voel ek nie veel nie, nou voel ek hulle is al besig, nou kyk ek. Nou ek weet nie of dit is as jy ouer word nie, maar ek kry so smaak in my mond, ek begin so maak, en ek voel hoe ek bleker raak as gewoonlik, voel ek raak so, en ek slat so koue sweetjie uit. Ek haal my hoed af en ek waai myself soos 'n tannie in haar oorgangsjare, want ek voel hier kom 'n ding en ek begin bid, ek sê Here asseblief, ek weet nie of ek gaan sterf van bloed uitloop of van my ego wat dit nie kan hanteer nie, en ek moes gaan lê en hulle moes my voete optel en daar lê ek. Ek voel soos 'n loser. Die verpleegster is, meneer, wat 'n skandes maak jy? Ek sê, jammer, ek kan dit nie help nie. Ek weet nie wat dit is nie, ek kan nie meer my, as 'n dokter aan my sny of bloed trek en ek sien dit, dan sê ek soos, hier gaan ek, cheers. Ek het 3 keer gaan bloed skenk, hulle moes my 2 keer uit die dood opwek. Toe sê hulle vir my, meneer, is okay, jy kan dit maar hou. Jy het blykbaar net genoeg in jou lyf, so hou dit maar daar. So, en om te dink, Jesus se bloed, hy moes dit geproe het, hy moes dit geruik het, want dit was oral. En dit is die prys wat hy betaal het vir my en vir jou. En dis wat ons verkondig wanneer ons hierdie vier, is sy dood, want sy dood is oorwinning vir ons. Want daai versoening beteken dat ons nou weer vrede en vriendskap met God mag hê. Want sy bloed, hy was die plaasvervanger vir my en jou, en is nou asof ek en jy nog nooit iets verkeerd gedoen het nie, wat hy eintlik nooit iets verkeerd gedoen het, en dis nou myne. En dis goeie nuus. En as jy ooit gewonder het, hoekom bloed, is ons weet dat in die tuin was daar iets wat geslag was vir die vel, maar as jy kyk na Levitikus 17, vers 11, as jy soontoe gou kan blaai, dan kan jy self sien, hoekom bloed, want ek dink ons op baie gevra, hoekom kan dit nie net iets anders gewees het nie? Levitikus 17 vers 11 sê, want die siel van die vlees is in die bloed, en ek, God, het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen. Want die bloed bewerk versoening deur die siel, deur die lewe wat dit verteenwoordig. So God het bepaal dat bloed is die, as jy dit so wil sien, die currency van versoening. Dit is die geldeenheid vir die transaksie wat ons nodig gehad het, is bloed. Maar nie net enige bloed nie, die bloed van Jesus Christus. En nou wil ek nog 'n bietjie verder brag met Jesus, hoe amazing sy offer was, en ek wil julle vra om saam met my na Hebreërs toe te blaai. Hebreërs 7. Vers 27. Kom ons lees van 26 af. Hy sê, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet,
afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, vers 27, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Net eenmaal. Aan wie was die offer gemaak vir my en jou versoening? Aan wie was Jesus se bloed betaal vir my en jou om teruggekoop te word? Aan God die Vader. Dink daaroor. Hy moes sy eie seun se bloed aanvaar vir my en vir jou om vry te wees. Niks gesê van die feit dat hy sy woede op sy seun moes uitlaat, soos ons daai Paasnaweek gehoor het nie. Hebreërs 9 vers 11. Hy sê maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, hy het dit self gedoen, niemand het sy lewe van hom gevat nie, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Jy sien, hierdie bloed was nie vir niks nie. Dit was nie vir my en jou net vir vryheid en lekker. Voel jy ook jou bloed loop uit? So is net warm. Ek het so ek is okay. Ek weet nou wat om te doen. Die tel net iemand se bene op. Waar was ek nou? Ek wil wat dit doen. Gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Jy is nie vrygekoop om niks te doen nie. Jy is vrygekoop om die lewende God te dien. Volgende hoofstuk, hoofstuk 10, ook vers 11 tot 12. Hy sê, en elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Dit is absoluut die definisie van waansin. Om dieselfde ding te doen met die wete, dit gaan absoluut niks verander nie. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Vir altyd volmaak die wat geheilig word. Dis heiligmaking daai, want dit is twee goed op dieselfde tyd. Dis 'n posisie wat jy geniet, omdat jy in Christus is en die Heilige Gees woon in jou, so jy is heilig, jy is perfek gemaak, maar jy word ook geheilig. Dis die proses wat die res van ons lewens plaasvind. En as jy nie verbetering in jou lewe sien nie, moet jy vra, hoekom? Is ons harde kwas en ons werk nie saam met die Heilige Gees nie? Want as jy nie vorentoe gaan nie, staan jy nie stil nie, jy gaan agteruit. En sonde is soos hierdie spinnekopbyt gewees. Klein en onskuldig aan die begin, maar los hom en met genoeg tyd begin hy versprei, hy maak skade en hy versprei na jou hele wese. En wat is die uiteinde? Dood. En God is nie 'n spoilsport dat hy ons waarsku teen allerhande goeters nie. Inteendeel, Paulus skryf aan die mense in Korinthe en hy sê, luister, ek skryf nie julle goed om julle te laat skaam kry nie, maar ek skryf om julle te waarsku, want ek is vir julle soos 'n pa.
Hy waarsku ons dat ons ophou karring met hierdie goeters, want dit gaan lei tot die dood. Vra net vir jouself, dit waarmee ek nou besig is, wat is die vrug daarvan in my lewe? Wat is die vrug in my persoonlike lewe, my huwelik, my gesin en die mense om my? En as jy kan sien, wow, daar's skade, daar's skandes, vra jouself, hoekom is dit so moeilik om dit te los? Is omdat ons nie verstaan hoe duur ons gekoop is nie. Dit wat Dion laas gesê het, ek en jy is duur gekoop. En it's amazing toe hy sê, God het nie die laagste prys, hy het nie net 'n druppeltjie bloed gevra en sê, "Jo, dis reg." Alles. Want die lewe moes gegee word vir die lewens van ons almal. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En it's amazing as jy daai stuk lees, die onderskeid tussen die priesters wat dag vir dag moes offer. Hulle moes offer. Jesus offer een keer en wat doen hy? Hy gaan sit. Hoekom? Want sy werk is klaar. Want hy het gesê, dit is volbring. En dit is die waarheid waarin ons nou kan leef, die vryheid waarin ons kan leef, dat die verlossingswerk is klaar. Dis klaar gedoen. Die vyand is klaar ontwapen. Ons het dit al hoeveel keer gesê, al mag wat hy het, is dit wat ons toelaat. Wanneer ons luister vir sy leuns, kom daar vrees by ons op, kom daar stres by ons op, en ek staan voor in die koor. Wanneer jy sê, soos hulle sê, "Sjoe, Absa, wat gaan aan met julle vandag? Wat kom in jou kop op? Waar's die geloof? Waar's die desperaatheid?" En sê, "Here, ek het U nou nodig." En nie net in die moeilike tye nie, altyd. Ek weet nie hoekom ek so dof is soms nie. Ek bly net desperaat. Dis die maklikste. Blaai vir my na 1 Petrus 1 vers 17. Ons het dit laasweek ook gedoen. Petrus 1 vers 17. Actually, kom ons lees sommer van 13 af, skus. 13. Daarom omgord die lendele van julle verstand. Magtig. Nuwe vertaling, kry jou kop reg. Wees nigter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. That's nice. That's so nice. Kom ek lees wat daar staan. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Almal van ons was besig met stupid goed voor ons Jesus Christus geken het. Hy sê, moenie weer daai goed doen nie. Wees gehoorsame kinders. Hoekom? Want ons het 'n goeie pa wat wil hê dit moet goed gaan met ons. Maar nou ploeter ons die hele tyd terug na die goeters waar ons nie moet nie, en dan stamp ons knieë, en soos jou kinders, jy sê vir hulle, moenie, en dan val hulle van die tafel af, en dan lyk hy soos 'n unicorn. Dis nou Enzo. Hy klim op alles, en dan val hy ook van alles af. So hy leer nou van gravitasie, en harsingskudding. Maar in elk geval, hy's fine. Vanilla Essence en Panado, hy's great. Waar was ek nou? Vers 15, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. That's nice. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Nou ek dog, jy is heilig. Jy is heilig. Wees dan heilig. Jy is nie heilig omdat jy heilige goeders doen nie, en ek het dit al gesê, jy is heilig gemaak, daarom doen jy heilige dinge, maar jy het altyd 'n keuse. Daar is altyd 'n keuse. En as julle hom as Vader aanroep, is die mense wat God aanroep as Vader, okay, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, that's nice, volgens elkeen se werk. Ons weet dit, dat ons almal gaan eendag vir die werke en die goed wat ons gedoen het, vir God verantwoording gee. Inteendeel, Jesus sê, vir elke ydelle woord wat uit jou mond uitkom, gaan jy verantwoording gee. En is nie
om jou te oordeel tussen hemel en hel nie. Dit het te doen met belonings, dit het te doen met wat het jy gedoen in die gemeente en in dit wat ek jou voorgeroep het. Was jy besig met dit of was jy nie? En van ons gaan belonings verloor en van ons gaan dit bykry. Ons moet besluit. Sorry, dis 'n downer, maar anders moet ek dit vir jou sê. Oordeel volgens elkeen se werk. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van jou vreemdelingskap. Nou, ons almal weet daai vrees is nie, ek is bang vir God nie, maar dit praat van ontzag en dit praat van eerbied. Ons eer hom, so die manier hoe ons lewe eer hom. Omdat julle weet, so hier is die rede hoekom ons alles wat ons nou net gelees het, gedoen het. Omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, dollars of bitcoin losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. So hoekom wandel ons in vrees en in eerbetoning en in ontzag? Want ons verstaan ons is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. En ek is die eerste een om te sê, ek dink nie altyd daaraan nie. Jy sien, dit is op 'n tyd soos Paasfees wat ons elke oomblik van daai tyd gekonfronteer word met die offer van Jesus Christus en dit mins ons emosies en ons denke is gefestig op dit en ons is like, ons is so dankbaar, ons wil alles regkry en dan 3 weke later het ons alweer vergeet. Dis hoekom ons hierdie doen om onsself te herinner van wat hy vir ons gedoen het. Elke druppel bloed. Julle, ek het seker 15 mil bloed verloor en ek is amper dood. Hy het alles gegee vir my en vir jou. En daai moet by ons vassit, want dit moet ons dryf om hierdie lewe te leef in eerbetoning vir hom. 'n Lewe wat anders is as die lewe van die wêreld, 'n lewe wat anders is as jou ydelle, waar staan dit, lewenswandel van tevore. Ydelle, wat is ydelle? Useless, dis 'n mooi Afrikaanse woord. Useless, pointless, nuttelose lewenswandel. Dis waar ons almal was. Ons is duur gekoop. Blaai vir my asseblief na 1 Korintiërs 6. So net 'n bietjie agtergrond is Paulus het hierdie gemeente geplant in Korinte en dis in Griekeland en hulle was bekend vir hulle afgoddiens. En deel van dit was seksuele immoraliteit, soos you can't believe. As jy dink vandag is erg, ek bedoel deel van hulle aanbidding was om met prostituie te slaap by die tempel. So dis die agtergrond. So hy kom en hy plant hierdie gemeente en van daai mense wat daai goed gedoen het, is nou deel van die gemeente. Dis nou julle wat hier sit en ek. En dit kom by hom uit, van hierdie mense het nou weer begin teruggaan na daai goeters toe. Hulle het weer teruggegaan na hulle ou manier, hulle ydelle lewenswandel. Klink dit bekend? Is dit nie ons storie ook baie keer nie? Jy, soos ons al baie gesê het, jy default, jy gaan terug. Hoekom? Want jy fokus nie, jy set nie jou gedagtes op wat dit veronderstel is om te wees nie. En hy hoor dat hierdie ouens val terug na hierdie goeters toe, en hierdie hele hoofstuk gaan oor seksuele immoraliteit. En dis waar ons daai gedeelte kry in vers 19, waar hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. En toe ek het laasweek hoor, dis dit ook so ding van, that's nice, en ek besef, jy behoort nie meer aan jouself nie. Nou baie van julle hoor dit, en julle is aan julle agterkop, that's nice. Jy behoort nie meer aan jouself nie. Wat is die implikasies van dit? Kan jy doen net wat jy wil? Kan jy met hierdie liggaam doen net wat jy wil? Nee. Nou hierdie spesifiek praat oor seksuele immoraliteit. Rondslaap, voorhuwelikse seks, allerhande weird goeters. Praat spesifiek van dit, maar ook nie net dit nie. Enige iets
Jy kan nie meer met hierdie ding doen wat jy wil nie, want dit behoort nie meer aan jou nie, dit behoort aan Jesus Christus. Voor dit in hierdie hoofstuk sê hy dit. Dan sê hy in vers 20, want julle is duur gekoop, net soos wat Petrus gesê het. Julle is duur gekoop. Ek lees 'n ding wat iemand sê, hoe is ek en jy met iemand anders se besittings oor die algemeen? As jy iets by iemand leen, hoe kyk jy na daai ding? Baie mooi. As ek iets by iemand leen, maak ek 'n punt daarvan om dit vir hulle terug te gee, dieselfde of beter as 'n mens dit kan skoonmaak of wat ook al. En hy sê, is dit nie hoe ons moet maak met Jesus nie? Want eintlik hierdie behoort nie meer aan my nie. Dis net geleen van hom af. So ek moet hierdie ding oppas. Ek kan nie net met hierdie ding doen wat ek wil nie. Romeine 6 sê dat ons ledemate, ons members, is nie meer vir ongeregtigheid nie. Ons kan nie meer die goeders gebruik vir wat ons wil nie. Ons moet dit nou gebruik soos wat vers 20 verder sê. Verheerlik God dan in julle liggaam en julle gees wat aan God behoort. Wat moet jy met die ding doen? Dit staan nou. Verheerlik God in julle liggaam. Moenie na die tempel toe hardloop met die prosies nie en na jou ou lewenstyl toe nie. Jy is nou die tempel. Jy is die plek van aanbidding. Wat het in 'n tempel plaasgevind? Aanbidding, offers. Nou moenie jy sê, ek moet jy moet jouself offer, maar jy is 'n lewendige offer. Romeine 12, julle ken dit, ons het dit al hoeveel keer gedoen. Wat is die verskil tussen 'n offer en 'n lewendige offer? 'n Offer is gone. Niks meer nie, bloed is uit, hy's gone. Hy het flou geval, niemand het sy bene opgetel nie en hy het uitgebloei. 'n Lewendige offer is 'n offer wat gegee word. En hy leef, so hy word weer gegee. En hy leef, so hy word weer gegee. Dit is wat Jesus se offer so wonderlik maak, want hy het homself gegee, sy bloed gegee, behalwe die feit dat hy God in die vlees was. Hy was ook 100% mens, wat net, hy leef, so sy offer, praat nog, sy bloed spreek nog, sy bloed reinig nog, sy bloed werk nog vir my en vir jou, sy bloed red nog, sy bloed was nog mense, dit het nooit opgehou nie, en ek en jy is lewendige offers vir God. Ons moet hierdie ding gebruik om hom te verheerlik. Nie net Sondag wanneer ons hier staan en ons hande opsteek nie, maar oral waar ons gaan, want wie is Jesus se hande en voete? Ek en jy. En ek praat net met myself. Jy sien, ek dink wat gebeur is, hierdie nuwe evangelie wat deesdae gepreek word, is, ons soek vir Jesus en al die voordele. Ons soek vir Jesus, want dan kan ek sê ek's 'n Christen. Ek soek die voordele daarvan. Ek wil gered wees natuurlik, niemand wil hel toe gaan nie. Ek soek voorsiening, ek soek versorging, maar al daai ander goeders wat hy gesê het van verloning en jouself kruisig, that's nice, maar dis nie vir my nie. Dit werk nie so nie. Jy moet die hele pakkie vat. Die hele pakkie. Dis hoekom jy die koste moet bereken. Mag Jesus Christus die skat van onmeetbare waarde in ons lewens word. Want daar kom 'n tyd, wanneer alles geskit gaan word, hierdie gaan nie meer so maklik word nie, en al hoe ons gaan deurdruk is as ons oë gefestig hou op hom. Want soos Dion ook nou gesê, hy is die een wat jou geloof begin het, hy is die een wat dit gaan eindig. Maar jy moet jou oë vestig op hom, want die liggies van die wêreld skyn helder. Die shine, en ek het niks teen voorsiening of wat voorspoed. Ek het niks teen voorspoed nie. Die Here bless en niemand kan dit van jou wegvat nie. Maar as dit my fokus word, dan het ek 'n probleem, dan is ek besig om van Yahweh af weg te draai na Mammon. En dit gebeur so. Want geld is nie die probleem nie. Geldgierigheid is die probleem. Is nooit genoeg nie. En dit trek jou aandag van hom af. En dit is wat ek vind met mense, is hulle kom na Jesus toe, dinge werk nie uit nie, wat gaan aan? Julle het beloof alles gaan beter raak. Dis omdat ons nie die hele prentjie vir hulle verf nie, is dat soms gaan jy met jou lewe betaal, letterlik. Maar as jy dink aan al die gelowiges wat nou, bo in Afrika, op dieselfde kontinent van ons, sterf vir hulle geloof.
Spreek gou vir hulle hierdie wishy-washy boodskap van Jesus. Hulle sal vir jou wegjaag. Hulle sal vir jou wegjaag. En ek sê nie as dit goed gaan met jou, dis nie die Here nie. Maar Jesus kom, en hiermee wil ek klaarmaak. En sy eerste groot prediking wat hy gee op die berg in Matteus 5. En ek love wat hy doen, is hy gooi nie net die appelkar om nie. Hy steek hy ding aan die brand en hy rol hom by die berg af, spreekwoordelik nou. En hy sê, geseënd is die wat arm is van gees. En ons besef nie hoeveel krag het daai kort stelling nie. Want in dit sê hy eintlik vir al die self-righteous mense wat vir hom gekyk het, the blessed ones are the poor in spirit. Die wat besef dat sonder God is hulle niks, het hulle niks nie. En hy tel die mense wat die down and outers tel hy op en hy nooi hulle nader. Julle wat arm is van gees, julle is geseënd. Want die tendens van die dag is dat wanneer dit met jou goed gaan, is God aan jou kant. En dis misleidend, want dit is nie altyd die waarheid nie. Soos Dion baie keer sê, as die vyand jou nie in die grond druk en druk jou boor. En ons moet wakker bly vir dit. So ek is nie teen voorspoed nie, ek is nie teen rykdom nie. Van die awesomeste ouens in die Bybel was skatryk geweest, maar die ware skat van hulle hart was God geweest. En hy moet die skat van onmeetbare waarde vir ons word. Die feit dat hy vir ons gesterf het, die feit dat hy al sy bloed gegee het. Ek sou net 'n bietjie bloed vir julle gegee het en net van julle. Ek sou dit nie gehou het nie. Hy het alles gegee om ons terug te koop. En ons moet dit onthou, want ek weet wat gebeur, want het gebeur met my. Ons voel nou al, dankie Jesus, dit is so amazing, môre begin die lewe, en dan soos, waar het ons gister nou weer gepraat? Ek wil vir jou amper sê, herinner jouself daagliks. Sê vir jouself in die spieël, nadat jy vir jouself gesê het, jy's jou mooi ding, jy behoort nie meer in jouself nie. Jy is nie meer jou eie nie. En dit is 'n moeilike ding om te hoor, want wanneer toe ek het laas ook hoor, verstaan daai kaptein vleesie daar in my op en sê, maar ek hou daarvan om beheer te wees in my lewe. Kyk wat 'n goeie job doen ek. Sarkasties. Jou vlees wil nie aan God onderwerp nie. Ons moet doelbewus kies om onder sy gees se leiding in te kom. Ons is hier om getuies te wees van Jesus Christus. Dis ons werk. En ons moet ons liggame gebruik om hom te verheerlik. Ons moenie ons liggame gebruik om allerhande goeders te doen wat eintlik jou skade doen. Hy wil jou spaar van dit, maar ons is slim en ons hou aan. Ek's voor in die koor. Ek lê nou die aand, ek was so kwaad nou die tyd. Nou wil ek 'n fliek kyk. Nou lê ek op Netflix. 30 minute lank soek ek iets om te kyk. En ek het net afgesit daarna, want daar is niks. Dat ek naderhand voel, man, ek kyk sommer net enige ding, net om iets te kyk. En dis hoe die vyand ons vang. Man, doen dit net, dis fyn, nee. Die Here sal verstaan. Is dit? Jy weet beter, ons weet beter. Ons lewens moet begin getuig van die verskil wat hy in ons lewe gemaak het. En is nie om enigiemand te oordeel nie. Ek wil sê, soos Paulus gesê het, ek sê nie hierdie goeders om enigiemand te shame nie. Ek sê om myself eerstens te waarsku en ons te waarsku, sodat ons kan leef en doen soos wat hy wil hê ons moet. Anderste bou ons net ons eie koninkryke en ons mis uit op dit wat hy eintlik vir ons het. En dit gaan nie altyd maklik wees nie, dit gaan nie altyd lekker wees nie. Moenie dink hy het jou verlaat nie. Dis deel van die pakkie. Hierdie ouens, toe hulle gesê het, ja Jesus, ons sal u volg, het hulle nie gesê, maar jy net seker maak, ek het genoeg van dit. Hulle het gevolg, maak nie saak wat nie. Dit was wat hulle bereid was om te doen, omdat hy die skat van onmeetbare waarde was. En ek sê nie, moenie nou rondhardloop met 'n martelaarskompleks en dink jy moet nou jou lewe fisies gee en dan gaan jy jouself bewys nie. Jy kan niks doen om jouself te bewys nie. Hy het klaar jou gekwalifiseer. Leef net vir hom in woord en in daad en in gedagte. Aan alles wat ons doen. Wanneer jy voor 'n keuse kom wat jy weet, hierdie gaan my vat na waar ek eintlik nie wil wees nie, sê nee. En ek weet dit is moeilik.
Maar bereken, ons het mos die koste bereken. So met daai in ons gedagte dat wanneer ons hier by mekaar kom, dan verkondig ons die dood van Jesus. En dat daai dood is 'n oorwinning. Daai dood beteken dat die vyand sy mag verloor het oor my en jou. Hy vat nog sy kanse, maar hy het nie meer dieselfde krag en mag en heerskappy oor ons nie. En ek wil my laaste ding sê wat ek gelees het wat so amazing is Charles Spurgeon was so 'n prediker in Londen in die 18-somethings en hy sê basies, hy sê toe ons in sonde was in diens van die duiwel, was ons soos resiesperde. Hy sê moenie nou in die diens van Christus 'n donkie wees nie. Dieselfde fervor, dieselfde ziel, ywer wat jy gehad het toe jy in die wêreld was, gebruik dit nou vir Christus, want hy is soveel meer werd. So wanneer ons nou hier by mekaar kom, verkondig ons sy dood, nie net aan mekaar nie, maar die owerhede en die magte word herinner wat daai dag met hulle gebeur het, en dit is dat hulle is ontwapen, hulle is ontklee, en ons raak nie kokkie daaroor nie. Ons roem net in die oorwinning van ons redder. So ek gaan julle nooi om vorentoe te kom, om julle self te bedien, manne om julle gesinne te bedien, en verkondig sy dood, verkondig sy oorwinning, die feit dat hierdie dood wat ons vier, het vrede vir jou by God gebring, in Jesus se naam. Amen.